Jy's ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Hartlik welkom, liewe vriende, by ons oggendoordenkings. Ons is by deel 5 in ons reeks voor Gelofte Dag en mag vanmôre se boodskap ook vir jou tot seën wees vanuit die Here se woord. Ons gaan vanmôre net 2 verse saam lees uit die Here se woord. Die eerste is Psalm 100 vers 1. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. En dan skryf Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons feesvier. Op Gelofte Dag, liewe vriende, staan ons nie net by 'n historiese gebeurtenis stil nie. Ons staan voor die Here, die lewende God van hemel en aarde as sy volk. En wanneer ons so saamkom, word ons herinner aan 'n waarheid wat dwars deur die Bybel loop. God roep sy mense na heilige feesdae, na tye van herinnering, aanbidding en verootmoediging. Van die vroegste tye af het die kinders van God die eerste dag van die week as 'n feestyd beleef. Waarom? Omdat dit die dag van Christus se opstanding is. Daardie eerste Christene het seker met 'n wonderlike verwagting gesê, dit is vandag, net 8 dae gelede, dat hy aan ons verskyn het. Hul rusdag was dus 'n feesdag van lewe, want Christus leef. Volgens die gelofte van 1838 moet Geloftedag ook as 'n Sabbat, 'n rusdag, 'n feesdag aan die Here opgedra word. Geloftedag moet 'n dag wees wat nie oor ons geskiedenis gaan nie, maar oor die God wat in ons geskiedenis wonderwerke gedoen het. Feesdae is nie deur mense uitgedink nie. Dit is God wat sy volk saamroep, omdat 'n volk saam meer kan sien, meer kan voel en meer kan aanbid. Soos die Here in Levitikus 23 gesê het, dit is my feesdae, heilige samekomste. Die Bybel herinner ons daaraan, dat dit nie God se wil is dat 'n gelowige losstaande van die kerk sal leef nie. Hoe kosbaar is persoonlike stilte tyd, maar die Here roep ons saam as sy volk en as sy kinders. Daar is 'n heerlike atmosfeer wanneer 'n groot menigte eensstemmig word. Wanneer ons, verskillende mense, verskillende agtergronde, voor een Here verskyn, dan word iets tasbaar van God se teenwoordigheid beleef. Is dit nie presies wat ons in die erediens beleef, maar ook by Gelofte Dag nie? Wanneer Christus self deur sy woord en gees met ons praat, vernuwe hy ons lewens en word ons harte brandende vir hom. Wanneer hy ons harte aanraak, ons sondes ontbloot, ons vertroos en versterk, kan ons as volk en individue gevorm word tot sy eer. Dit is waarom ons Gelofte Dag vier. Nie uit tradisie nie, maar omdat ons God se volk is, wat saam geroep is. Die ware feestyd van die Here dra altyd 2 belangrike eienskappe. Sondebesef en verootmoediging, en dan in die tweede plek, vreugde in verlossing. Ons begin altyd in stof en as, maar ons eindig altyd in jubel. Daarom roep Psalm 100 ons op, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. En Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons feesvier. Maar nie omdat ons groot is nie, omdat Christus groot is. Omdat hy die een is wat sy volk versamel, bewaar en lei. Geloftedag is nie die verhaal van mense wat 'n gelofte aflê nie, maar die viering van die drie-enige God wat hoor, die God wat red, die God wat sy naam aan 'n volk verbind.
Wanneer ons die geskiedenis van 1838 onthou, doen ons dit nie om mense te verheerlik nie. Ons doen dit omdat God homself as die Here van die geskiedenis openbaar het. Maar vandag, in 2025, roep die Here ons tot dieselfde, om sy naam te eer, om as volk saam te buig voor hom, om ons harte te toets, om te wandel in gehoorsaamheid, om te erken, sonder Christus het ons geen feesdag, geen hoop en geen toekoms nie. Geloftedag, liewe vriende, kan maklik net 'n tradisie wees. Maar die Here soek nie tradisie nie. Hy soek jou hart. Hy soek mense wat met opregtheid saamkom en sê: "Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. Here, ons wil u weer dien, saam as u volk." Mag die Here vandag weer die gelofte in ons harte inskryf. 'n Gelofte om hom te dien, om sy woord lief te hê, om sy kerk te besoek en om Christus as koning te bely. Nie net met ons geskiedenis nie, maar met ons lewens. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie kosbare boodskap, wat so helder en duidelik vanmôre na ons kom vanuit u woord. Dankie, Here, dat alles in hierdie wêreld oor u gaan. U is ons hoogste doel. U is die een wat wonderwerke doen. U is die een wat red. U wil met ons bemoeienis maak. Ons loof u daarvoor. Seën vir ons hierdie dag, Here. Lei ons deur u woord en gees en vul ons harte met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.